Goeiedag en baie welkom by sessie 20 van module 3. In hierdie sessie wil ek bietjie meer gesels oor wat dit beteken om God te verteenwoordig in jou werkplek. Ons het nou reeds gesê dit gaan oor 'n lewe deur die Gees, maar kom ons vat eers net 'n bietjie saam. Van die begin af het ons gesê dat ons gesien het God het die mens geskep om in 'n verhouding met hom te leef, 'n intieme verhouding, waar die mens God se verteenwoordiger op die aarde is, wat daaroor gaan dat ons God se naam groot maak, sy koninkryk dien en sy wil doen, met ander woorde in gehoorsaamheid aan hom leef, om dit wat hy op die aarde gedoen wil hê, deel daarvan te word. So regeer ons saam met hom. Toe het ons gesien, maar die mens het vervreemd geraak van God, deur te eet van die vrug, wat beteken jy wil self eerder soos God wees, en dit alles oor jouself laat gaan, jou naam, jou koninkryk en jou wil. Maar God het ons nie daar gelos nie. Hy het alles gedoen wat nodig is om daardie oorspronklike bedoeling te kom herstel en ons weer terug te bring in 'n verhouding waar ons hom wel kan verteenwoordig. So hy het nie vir Jesus aarde toe gestuur om net vir ons sonde te sterf, sodat ons eendag kan hemel toe gaan nie. Hy het vir Jesus aarde toe gestuur om vir ons te kom wys hoe leef iemand as 'n verteenwoordiger van God, en om ons natuurlik ook met God te versoen, om die verwydering wat gekom het weg te neem, die vloek van die sonde van ons weg te neem, vir ons vergifnis te skenk, om alles te herstel wat verlore gegaan het, sodat ons weer as sy verteenwoordigers kan leef, en dit is 'n lewe deur die Gees, waar ons leer om te onderskei wat die Gees doen, wat hy van ons sê, wat hy van ons vra, en ons weer onsself verstaan as kinders van God. Dis ons diepste identiteit. Ek is nie hier om vir myself 'n identiteit op te bou en 'n naam te maak of 'n nalatenskap vir myself te los nie. Ek is kind van God wat hom verteenwoordig waar ek ook al is. En dis my baie interessant van die begin af, as mens nou oor hierdie goed begin praat, jy weet altyd as ons moet module 1 begin met 'n nuwe groep in disippelskap. En ons noem daar al mos hierdie dinge, dat dit gaan nie in die lewe oor onsself nie, dit gaan oor God. Dit gaan nie oor my naam, my koninkryk en my wil nie, maar om volledig in diens te wees van God, sy naam groot te maak, sy koninkryk te dien en sy wil te doen. En dit is my opvallend dat meeste mense dit verstaan as, jy mag nou nie eintlik meer werk vir jouself nie. Jy moet nou net passief in diens van God wees, en verskriklik bedreig voel daaroor. En dan op allerlei maniere probeer verduidelik en verklaar en sê, ja, maar ek moet mos daarom dit en ek moet mos so maak. Hoekom? Hoekom probeer verduidelik? Hoekom probeer verklaar? Hoekom probeer regverdig? Sien, as ons oor die goed praat, gaan dit nie daaroor om vir jouself 'n rasionele verduideliking te kry van waarom jy doen wat jy doen nie. Dit gaan daaroor om na God toe te gaan. En voor hom, nie voor die groep of voor mense nie, voor hom seker te maak, jy is besig met dit wat hy van jou vra. Om by hom rustigheid in jou hart te kry oor waarom jy doen wat jy doen. En God is nie boos nie. God wil jou nie vervreem van werk nie. Hy wil dat sy kinders werk. Hy wil dat hulle geniet wat hulle doen. Hy wil vir jou geleenthede skep. Hy geniet dit as jy goed is in jou werk. Hy geniet dit as jy jou werk beter as alle ander mense doen, om hom te verheerlik. Nie sodat jy aandag kan kry en toekennings kan wen nie. Want jy is daar as sy verteenwoordiger. En dit bring ons weer by getuienis in die werkplek. Jy weet, so baie mense, ek het dit vroeër al gesê, dink as jy praat oor getuienis, hulle moet nou met die mense by die werk oor Jesus praat, en oor God praat, en of oor hulle saak met God reg is. Dit is nie getuienis nie, mense, dit is evangelisasie. En 'n werkplek is nie noodwendig die beste plek om te gaan evangeliseer nie. Mense kan baie maklik jou verkeerd verstaan, hulle kan beledig voel, hulle kan verkleineer voel, want baie keer is dit so, dat Christene wat ander mense soort van probeer voorkeer, en amper vasdruk, en met die vraag, ken jy vir Jesus, weet jy waartoe gaan jy as jy nou vandag sterwe? Kom baie arrogant en hofvaardig voor. Hulle kom nie
liefdevol as mense oor wat omgee en belangstel nie. So as jy in die werkplek wil getuig van God, gaan dit nie oor wat jy vir mense sê oor hulle verhouding met God nie. Dit gaan daaroor of jy leef met dieselfde waardes en dieselfde gesindheid as wat Jesus geleef het. Met dieselfde omgee vir mense wat saam met jou werk, dieselfde belangstelling in hulle. Ken jy hulle name? Ken jy hulle huweliksmaat se name? Ken jy hulle kinders se name? Stel jy regtig belang in hulle? Weet jy wie hulle is? Vra jy uit as daar 'n geleentheid is, omdat jy regtig belangstel, en hoe tree jy op teen hulle? Sien jy van hulle dalk as jou vyande, omdat hulle kompeteer vir 'n posisie wat jy wil hê? Jy weet, jou hele gesindheid, hoe jy teenoor hulle optree, dit getuig daarvan of jy kind van God is, of nie. Mense gaan nie baie lank na jou woorde luister, of jou woorde baie lank onthou nie. As mense jare later oor jou praat, gaan hulle sê, daai persoon het vir my dit en dit gesê, of so en so probeer jy evangeliseren nie. Hulle gaan praat oor hoe jy geleef het en opgetree het. Dis wat hulle gaan onthou. Want die waardestelsel van die wêreld, daar gaan dit oor elkeen vir homself. En soos 'n ander vriend van my gesê het, daar waar hy gewerk is, het dog eat dog. Dis al. Dis 'n harde wêreld, 'n koue, kil wêreld. Maar die waardestelsel van God gaan dit daaroor om ander hoër te ag as jouself, om te gee, om belang te stel, om opreg te wees, om mense lief te hê. Dis 'n totaal ander manier van lewe, en dit spreek mense aan. Dit raak hulle aan. Ons leef in 'n tyd wat ons meetinstrumente het wat kan bepaal die invloed wat jy op mense het vanuit jou hart. Nou ek sê hierdie nou nie uit my duim uit nie, ek is ook nie 'n kenner daaroor nie, maar ek het 'n praatjie oor RSG daaroor gehoor. Wat 'n vrou wat hiermee werk vertel hoe hulle 'n groep mense in 'n vertrek sit met instrumente meet. Wat is die invloed wat van iemand se hart af uitgaan op die ander mense in die groep? Ek kan nie presies onthou hoe hulle dit doen nie, maar sy het gesê, dit is baie definitief so, dat die invloed wat mense se harte het op die mense na aan hulle, is groter as die invloed wat hulle woorde het. Met ander woorde, die gesindheid van jou hart, as dit die gesindheid van Christus is, maak 'n groter indruk as jou woorde. Daarom is dit so belangrik om te leer leef met die gesindheid van Christus. En dit is weer iets wat jy nie gaan regkry deur dit te probeer namaak of naaap nie. Dit gaan nie help as jy 'n what would Jesus do bandjie koop en dit dra en probeer om soos Jesus te leef nie. Dit gaan daaroor om self in 'n verhouding met hom te leef, waar jy leer om te luister na hom, te wag op hom, in gesprek te bly met hom, met jou hart gedraai na hom toe, in die eerste plek, nie na die mense om jou nie. Om ook van hom leiding te ontvang, wysheid te ontvang, toerusting te ontvang, alles wat jy nodig het, en ook daar waar jy weet jy tekortskiet, want natuurlik, ons almal het ons beperkinge, ons almal verloor dit soms, om terug te draai en te sê, Jesus Christus, wees my genadig, en net te wag, laat hy vir jou ook in daai oomblikke die genade sal gee om met sy gesindheid te kan optree, want op die ou end is dit hy wat in jou leef en deur jou leef. As jy volledig jou hele aandag en jou hele hart op hom gerig hou, dan sal dit gebeur. En dit gebeur natuurlik ook as mens begin besef, maar as 'n kind van God en 'n verteenwoordiger van God, het ek nie vyande nie, ek het nie opponente nie. Ek het nie mense wat ek wil bykom of benadeel nie. Sien, met Jesus se waardestelsel, as jy weer dink aan sy lewe, hoe hy opgetree het teenoor mense, gaan dit oor opregte belangstelling, oor omgee. Jesus het nooit iemand probeer verkleineer nie, was nie sarkasties nie, hy het nie mense gedegradeer nie, hy het hulle nie domineer nie, hy het nie hulle manipuleer nie, hy het nie op mense neergesien nie.
Hy het nie mense verdag gemaak of geskinder oor hulle nie, of agter hulle rug lelike dinge oor hulle gesê nie. Hy het nie mense ingeloop op subtiele maniere benadeel nie. So ek dink jy hoor wat ek sê. Dis daardie gesindheid van Christus wat die Gees in ons werk, wanneer ons harte en ons denke op hom gerig bly. Dan leef Christus in ons en hy leef deur ons. En dan kan dit nie anders nie as dat jou lewe hom verteenwoordig en nie jouself nie. En dit hoef nooit 'n bedreiging te wees nie. As jy weet nog altyd hierdie gevoel het, maar in my werk, ja, maar jy weet ek moet daarom dit of ek moet daar. Hoekom vra jy daai vraag? Hoekom voel jy bedreig? Christus maak vry. Hy maak nie vas nie. Praat met hom daaroor. Moenie teenoor jou vriende of jou groep probeer rasionaliseer as jy ander motiewe in jou hart erken nie. Dis onnodig. Gaan met die motiewe van jou hart na hom toe. Lê dit oop voor hom, dat hy dit aan jou bekend maak. Wat is regtig jou motiewe? En as jy dan weet, jou motiewe is suiwer en dit wat jy doen kom van hom af, het jy mos geen rede om dit te probeer regverdig of te rasionaliseer nie. Leef dit net uit. As dit van hom af is, dan is dit goed so. Dan sal dit van hom getuig, nie van jou nie. Ek hoop regtig jy hoor wat ek sê, want hierdie hele gedagte van om te leef as sy verteenwoordigers is nie om jou weer onder een of ander skuldgevoel te plaas as jy dit nie doen nie. Dis eerder om vir jou te wys, daar's 'n geleentheid wat jou kan vrymaak om regtig as 'n vry mens te leef en te dien. Dankie dat jy weer saam geluister het.